ek het dit baie insiggewend gevind, want daar's slawe, daar's diensknegte en daar's kinders van God. En ons gebed en ons gemeenskap verskil met God, soos wat hulle gemeenskap met God verskil. 'n Slaaf soebat vir sy meester vir 'n guns. 'n Diensknegt is daar om uit te leef wat die meester hom voorgestuur het. En 'n seun is daar om te erf wat sy pa besit. En dit maak ons gebed en dit maak ons verhouding met God baie anderste. Ek kan nie as ek 'n seun van God is soos 'n slaaf voor God verkeer nie. Hoor wat ek sê vanmôre. Ek kan nie as 'n seun soos 'n slaaf optree nie. Ek tree op in die autoriteit wat my Vader besit. Hoor vanmôre, ek tree op in die autoriteit wat my Vader besit. Want daardie autoriteit is gedelegeer aan sy kinders. Die kinders deel dieselfde besitting wat die Vader besit. So hulle kom nie om van sy Vader iets te soebat nie. Hy smeek nie sy pa vir iets nie. Hy neem sy erfporsie op. Alright? En daarom is ons gebedslewe nie meer 'n gebed nie. Luister vanmôre, ons gebedslewe is nie meer 'n gebed nie. Dis 'n verhouding met my Vader. Ek het dit verlede week uitgewys. Die diensknegte, soos die apostels, moes gevra dat God saam moet werk om sy woord te bevestig. Die slaaf moet soebat om 'n almoes te kry. Die seun erf. Die seun erf wat die Vader besit. En sy benadering na sy Vader toe is anders as wat die diensknegt is. Hy stap in die teenwoordigheid van sy pa in, en as die deur oop is, dan klop hy nie. Die diensknegt moet klop. Die slaaf moet daar gaan staan en, baas, mag ek asseblief inkom? Maar die seun, as die deur oop is, dan stap die seun in die teenwoordigheid van sy pa en hou gemeenskap met sy pa. So ons gebedsverhouding met God, dit hang af hoe jy vernuwe is in die gees van jou gemoed. As jou verhouding of jou mentaliteit is dat ek nog 'n slaaf vir God is, dan moet jy weet, jy gaan net 'n slaafs vergoeding kry. Maar die erfgenaam erf alles. En die skrif sê, die slaaf kan nie erf wat die seun het nie. Die seun en die slaaf erf nie van mekaar nie, of erf nie, die het nie dieselfde erfporsie nie. En dis hoekom die Here diensknegte uitgestuur het, om aan die erfgename bekend te maak wat hulle erfporsie is. Vir die slaaf sal dit altyd 'n verborgenheid bly. Vir die slaaf sal dit altyd 'n verborgenheid bly. Die diensknegt weet wat die verborgenheid is, want hy is die boodskapdraer. Maar die kind erf dit. So ons het 3 groepe mense waarmee ons praat. En Paulus is baie duidelik as hy sê in Romeine 1, nou hy is 'n diensknegt van Jesus Christus. En hy is 'n geroepe apostel vir die evangelie van God. Alright? Dit is 'n groter klimaks wat Paulus wil deurbring. Ek weet nie hoekom spoeg hy of hoekom krap hy so nie. So hy's 'n diensknegt van Jesus Christus, maar hy's 'n apostel afgesonder tot die evangelie van God. So dit is die goeie nuus wat God wil hê Paulus moet oordra aangaande sy seun. Dis waarvoor die evangelie gaan. Dit gaan oor goeie nuus. Dis nie iets wat iemand vir Paulus vertel het
wat die goeie nuus is nie. God het hom gestuur met 'n boodskap van die goeie nuus wat God wil hê Paulus moet oordra aan die erfgename. Die goeie nuus wat God wil hê Paulus moet oordra aan die erfgename. En hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat dit goeie nuus is wat hy moet oordra? Want die evangelie gaan net oor die goeie nuus van God. Dit gaan oor wat God beloof het. En nou, wat is die verskil tussen die evangelie op die godsdiens en die evangelie van God? Wat is die verskil omtrent dit? Nou blaai saam met my gou in die boek van Handelinge hoofstuk 13. Dit is goeie nuus en hierdie goeie nuus is dan verskillend van wat die godsdienstwêreld of wat die kerk of wat jy dit ook al sê, wat hulle siening was. Onthou dat Korintiërs 5:17 sê wat? Elkeen wat in Christus is 'n nuwe skepping, né? Elkeen is 'n nuwe skepping. Is 'n nuwe skepping. It's a new creation, né? Dis mos wat die Engels, elkeen wat in Christus is 'n nuwe skepping. In ander woorde, die evangelie wat God wil hê dat Paulus moet oordra, is vir iets of vir iemand wat nooit voorheen bestaan het nie. Dis 'n nuwe skepping, dis iets wat nooit voorheen bestaan het nie. Dis 'n boodskap wat iemand nooit voorheen geken het nie, né? Ons weet dit mos nou. Dis wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor in die hart van die mens nie. So die evangelie gaan, almal wat in Christus is 'n nuwe skepping. Jy is iets, of jy het iets geword wat jy nooit voorheen was nie. Iets wat God kom heeltemal volkome nuut geskape het. So jy is nie 'n vernuwing van Adam nie. Jy's nie net hoe sal 'n mens nou sê, opgechargede Adam nie. Jy's heeltemal 'n nuwe skepping. Jy is ook nie jou ou Christen nie. Jy is nie net 'n nuut gemaakte Christen nie. Jy's 'n splinter nuwe skepping. Met ander woorde, iets wat die wêreld voorheen nooit geken het nie. En die probleem wat ons het, ons wil 'n nuwe skepping met 'n ou opgechargede iemand lewe. Verstaan jy, ek weet, vir 'n lek van woorde, om nou 'n goeie beskrywing te sê, ons wil 'n nuwe skepping vat, en dan wil ons omlewe volgens die ou Anet. En dis nie, God het nie 'n ou Anet net nuut gemaak nie. God het 'n nuwe Anet gemaak. 'n Nuwe skepping, en hierdie nuwe skepping het niemand voorheen geken nie. Niemand weet van hom nie. En die enigste manier hoe die skepping dit kan weet, is dat dit moet geopenbaar word wat hy moet wees. En daarom het God dienaars gestuur om die verborgenheid te openbaar wat die nuwe skepping moet wees. Alright? So jy is nie gelykvormig aan die wêreld waarin jy ingebore was voor jy God geken het nie. Jy is heeltemal iets niets. En daai siening moet in ons wese ingebrand wees. Dit moet in ons wese ingebrand wees, want die ou ek bestaan nie. Daar is nie 'n ou ek nie. Hy's doodgemaak, hy's weggevat. Daar is nie 'n ou Karla nie. Daar is nie een nie. Daar's net 'n nuwe Karla, wat die wêreld nie ken nie. Wat die geesteswêreld ook nie ken nie. En daarom moet aan Karla of aan Christa of aan bekend maak wat jou erfporsie is, sodat die skepping kan weet wat God jou gemaak het, maar jy self moet dit ook ontdek. Alright? Okay, Handelinge 13 vers 39, dis wat ek sê, né? Dis waarvoor Paulus gestuur was. Hy sê,
en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. And by him all that believe are justified from things from which you could not be justified by the law of Moses. Met ander woorde, hierdie skepping, hierdie nuwe skepping is nie uit die skepping van voor die kruisiging nie. Want voor die kruisiging kon niemand 'n nuwe skepping word nie. Luister baie mooi, niemand kon 'n nuwe skepping word nie. En in hierdie nuwe skepping is geskep sodat jy geregverdig word van alles waarvan jy nie voor die kruis geregverdig kon word nie. Nou dit moet dan vir jou nou iets en vir my en vir jou dan nou iets sê. Dit moet dan van ons nou iets sê, dat hierdie skepping het niks te doen voor sy skepping nie. Die skepping het nie bestaan nie, so alles wat voor die nuwe skepping gekom het, bestaan nie meer vir hierdie skepping nie. Ek hoop ek is baie duidelik. So hierdie skepping het niks te doen met die wêreld voor sy eie skepping nie, voordat God hom nuut gemaak het, so hy het niks daarmee te doen nie. Hy kon nooit 'n nuwe skepping word as gevolg van voor die kruisiging nie. En daarom is jy geregverdig van alles waarvan jy nie deur die wet van Moses geregverdig kan word. Jy moes eintlik nou opspring en sê, dankie Here, ek het niks te doen met hierdie skepping nie. Ek is heeltemal iets niets. Luister, wat God wil hê, die wêreld moet sien hoe lyk sy nuwe skepping. Want niemand het dit gesien nie. En daarom het God van jou 'n splinter nuwe skepping gemaak. Hy wil nie hê jy moet iets saam met jou sleep nie. Jy moet niks van jou verlede saam met jou bring nie. Niks. Want jou verlede bestaan nie. En jy bestaan ook nie voor die kruisiging, of na die kruisiging bestaan jy ook nie meer nie. Al wat nou bestaan na die kruisiging is dit wat God nuut geskep het. En dit is iets wat ons as kinders van die Here in ons hart en in ons wese baie duidelik moet kry. Want as die dief kom om by jou te kom steel, wat maak hy met jou? Hy vat jou na die ou skepping toe wat nie bestaan nie. En dis wat die dief probeer doen. En die dief sal altyd daar wees. Ek het verlede Sondag gesê, God created him. Hy het die verwoester geskape om te verwoes. Maar ek en jy het nie 'n geveg met die verwoester aan die gang nie. Ons het niks geveg met hom aan die gang nie. Ek het net een geveg om te sê, daar staan geskrywe, ek is 'n nuwe skepping, en dit wat jy in my verlede, of wat jy van my verlede af van my wil oordra, het niks met hierdie persoon te doen nie. Hoekom kla jy die verkeerde persoon aan? Want die persoon wat jy nou van hier af wil probeer bring, of hiernatoe wil bring, is dood. Hy lê in die graf. Hy's dood, hy bestaan nie meer nie. So hoekom wil jy nou my hiernatoe bring? Ek bestaan nie. So daai ou wat jy nou aankla, is iemand wat glad nie bestaan nie. Nou hoekom is dit verskillend? Romeine hoofstuk 1 vers 5 sê, kom sal hierdie ding nou, Romeine hoofstuk 1 vers 5 sê, ek hoop die Here help ons as kinders van God, om in ons gemoed so vernuwe te word, laat ek nooit weer met die duiwel 'n geveg sal aan die gang hê nie. Ons moet net, as God ons kan help om vernuwe te word in die gees van ons gemoed, laat ons kan besef, ek staan vas in die vryheid waarmee God my vrygemaak het. Ek het nie 'n geveg met die duiwel aan nie. Ek staan vas in die vryheid waarmee God my vrygemaak het. Die duiwel kan kom met wat hy ook al mee kom, maar al wat ek hom kan sê, ek kan hom net vir hom sê die waarheid. Staan dan vas julle lende met die waarheid omgord. En dis wat hy vir die Here Jesus ook probeer sê.
En as 'n mens net wil inlees in wat die skrif sê, hy sê, vat hierdie klippe en maak hulle brode as jy die seun van God is. Sê, mens kan nie van brood alleen lewe nie, man, ek het vleis en ek het allerlei ander goed nodig, sommer nou maar net so ligsinnig. God het my nie geskep om my iets te maak wat nodig het van hierdie wêreld nie. Hy het my geskep om te deel in die vreugde wat Christus vir my bewerkstellig het. Ek het sê Romeine hoofstuk 1 vers 5. Romeine hoofstuk 1 vers 5 sê, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. So hierdie sendingwerk van Paulus, Romeine 1 vers 5. So hierdie sendingwerk van Paulus was om geloofsgehoorsaamheid te kry ten opsigte van die goeie nuus wat God hom gegee het. Alright? Dis mos 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy voorheen beloof het deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun wat gebore is na die. So hy moes hierdie geloofsgehoorsaamheid moes Paulus bewerkstellig onder die kinders van God. Of onder die heidene, as jy dit nou so wil sê. So dis waarvoor Paulus uitgestuur was, om hierdie goeie nuus bekend te kan maak, sodat hulle kan weet, waaroor gaan dit? Gehoorsaamheid, waaroor gaan dit? Ok, baie maklik om dit vir jou te sê, is in Romeine hoofstuk 16, vers 25. Romeine hoofstuk 16, vers 25 en vers 26. So nou kan jy weet wat Paulus moes gedoen het. Paulus moes gedoen het, luister, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die verborgenheid. Ek is in Romeine hoofstuk 16, die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg was, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid aan die geloof. Met ander woorde, Paulus het 'n bevel gehad om gehoorsaamheid te bewerkstellig tot gehoorsaamheid van die geloof. Die geloof wat God dan in Christus Jesus beloof het. Dit gaan nie oor enige geloof nie. Luister baie mooi, dit gaan nie oor enige geloof nie. Dit gaan oor die geloof van die verborgenheid. Dit gaan oor die geloof. Dit gaan nie oor enige geloof nie. Dit gaan oor die geloof van die verborgenheid, wat Paulus moes dan nou openbaar, ooreenkomstig die openbaring, wat eeuwenlang verswyg was. Alright? Koppel dit asseblief aan die nuwe skepping. Dis eeuwenlang verswyg. So hierdie skepping kan nie geopenbaar word eers, of het word eers geopenbaar nadat dit bekend gemaak is. So hierdie, sal ek sê, die erfenis of die goeie nuus aangaande hierdie skepping was altyd verborge. En niemand het dit geweet nie en dit moes geopenbaar word. En dis hoekom God dan nou vir Paulus gestuur het om te openbaar wat dit sal wees. En daarom is dit goeie nuus wat God wil hê Paulus moes oordra. Die goeie nuus van die evangelie van God. Nie die evangelie van enige kerk nie, nie die filosofie van enige gemeente nie, nie die oorlewering van die voorvaders nie. Dis die goeie nuus van die verborgenheid wat Paulus moes aan die nuwe skepping moes openbaar. Hoor jy wat ek sê? Dis die goeie nuus wat aan die nuwe skepping geopenbaar moet word. En daarom was dit 'n verborgenheid. Dit moes geopenbaar word. Ok, nou is dit interessant as Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 9. Kyk hoe belangrik was hierdie, ons het verlede week hierdie vers ook gehad, maar kyk hoe belangrik was hierdie boodskap.
En as ons vanmôre net kan vra dat die Here vir ons laat besef hoe belangrik dit is. Hy sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Okay, kyk gou wat sê die Engels. For we are laborers together with God. Together with God. Met ander woorde, hierdie goeie nuus, wat God wou gehad het geopenbaar moet word, was vir God so belangrik, dat God saam met Paulus moes werk om dit bekend te maak, sodat sy woord bevestig moet word. Hierdie goeie nuus, wat nooit voorheen bekend was nie, moes God saam met Paulus werk, om seker te maak, dat hierdie goeie nuus word bevestig in die erfgename van God se kinders, of in God se kinders, dat die erfgename duidelik verstaan wat hulle erfporsie is, en God het seker gemaak dat hy saamwerk, sodat daar nie misleiding moet inkom nie. En nou, dis nou waar die probleem ingekom het, ja? Want wat was die probleem met die bediening van die Here Jesus, toe hy gesê het, die koninkryk het naby julle gekom? Toe vat die fariseërs en die skrifgeleerdes sê vir hom, hy is besig om godslastering te bring. En dit is die probleem wat Paulus ook gehad het. Alhoewel God daardie woord deur wonders en tekens bevestig het, was daar nog steeds fariseërs en skrifgeleerdes. En tot vandag toe is daar nog fariseërs en is daar vandag nog skrifgeleerders wat hierdie goeie nuus probeer beduiweld. Hoor jy wat ek sê? Probeer beduiweld, sodat hulle seker kan maak, jy nie jou erfporsie kan opneem in die volle sin van die woord nie. Daarom is daar in jou lewe mense wat steel van jou lewe af. Want hulle word geplant om seker te maak die onkruid groei saam met die goeie saad. En hulle steel van jou lewe, want hulle wil nie hê jy moet jou volle erfporsie opneem. Want luister vanmôre, as die kind van God sy volle erfporsie gaan opneem en besef wie en wat hy is, dan gaan jy uitstaan soos 'n seeroog bo die wêreld. En hulle moet probeer om jou af te druk en aan hulle vlak gelyk bring, sodat daar nie onderskeid gesien kan word nie. En dit is die plan van die duiwel reg van die begin af. En is nog steeds sy selfde plan. God het gesê, maar dit gaan hang af van wie jy glo. God het gesê, julle mag nie van die boom van goed en kwaad eet nie, of van kennis van goed en kwaad nie, want anders sal jy nou aan God gelyk wees. God het hom dan geskape om gelyk te wees. So wat maak hy? Hy draai die woord van God, want anders gaan jy nou uitstaan en jy gaan sien wie is die konkreet voor die oestyd. Hoor vanmôre, so baie mense gaan in jou lewe inkom en van jou steel. En baie mense gaan van jou geestelike waarde ook probeer steel. Baie mense gaan jou probeer beïnvloed, sodat jy nie jou verhouding met God op die regte plek kry nie. Want die duiwel maak hulle bang, dat jy dalk jou erfporsie gaan opneem, en die duiwel raak bekommerd, want hier gaan 'n oorwinnaar wees, meer as 'n oorwinnaar, 'n erfgenaam wat agtergekom het, dat die ou wat ek eintlik wil verkleineer, bestaan nie, hy is dood, hy sit eintlik bokant my, en nou moet ek op slinkse maniere van hom ontslae probeer raak. Ok, die grootste skok van alles is, kom in 1 Petrus, hoofstuk 2, vers 4 en 5. Ek weet ek sê baie, 1 Petrus hoofstuk 2, vers 4 en 5. Luister nou vanmôre na hierdie 2 versies asseblief. Hy sê, kom na hom toe,
Ek wil dit net hier so 'n nota maak. Kom na hom toe, die lewende steen. Luister vanmôre asseblief. Kom na hom toe, die lewende steen. Wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Sien jy dit daar? Die lewende steen wat by God uitverkore en by God kosbaar is. Wat is kosbaar? Hierdie lewende steen. Hy is wat? Hy is uitverkore. En hy is kosbaar. Right. Luister nou wat sê die volgende vers. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So wat sê hy? Laat julle opbou soos kan jy kry vanmôre asseblief die konteks. Hy is die lewende steen, hy's uitverkore en hy's kosbaar voor God. Nou sê die woord van die Here, laat julle opbou soos lewende stene, met ander woorde, uitverkore en kosbaar voor God. So, wat die skrif vanmôre vir jou hier wil vertel is dat, net soos wat hierdie lewende steen in die oë van God kosbaar en uitverkore is, so is die gebou wat God saam met die apostels besig is om te bou, lewende stene wat uitverkore en kosbaar voor God is. Die skrif sê, eintlik moet julle tot 'n besef kom dat tussen hierdie lewende steen en die lewende stene wat ons besig is om te bou, geen verskil is nie. Kan jy die konteks kry? Hy sê hy is een lewende steen. Maar julle is lewende stene. So met ander woorde, hy sê soos wat hierdie lewende steen vir God uitverkore en kosbaar is, so het God ons as dienaars geroep, sodat julle opgebou kan word, soos dieselfde lewende steen, dieselfde kosbaarheid besit, en dieselfde uitverkorenheid besit, as wat die eersgeborene gehad het. Kry jou mind vanmôre reg. Kry jou gees vanmôre reg. Kry vanmôre reg, dat hy sê, as hy die eerste is, dan moet ons almal mos soos hy wees. En dis waarvoor die boodskap van die evangelie gegaan het. Maak vir hulle oop, dat soos wat die eersgeborene is, die res ook sal wees, as hulle net toelaat en besef dat hulle is ook uitverkore en hulle is ook kosbaar, hulle moet net toelaat hulle opgebou word, soos lewende stene, tot 'n huis van God in die gees. Kan jy vanmôre in jou geestes oog, in jou geestes ervaar om te sê, Here, soos wat hy is, moet ek word. Kan jy sien hoekom dit 'n afgesonderde evangelie was, wat uitgesoek was, om vir die nuwe skepping te kan bewys wat hy werklik is. En daarom moes God saamwerk, om hierdie dinge te bevestig. En daarom sê hy, en dis waar die kerk, net daar stop die kerk. Net hierso, het die kerk 'n probleem, en as kinders van God het ons 'n probleem. Want hy is 'n lewende steen, maar ek wil nie soos hy 'n lewende steen, want ek kan nie aanvaar dat ek ook net soos hy 'n lewende steen vir God kan wees nie. En dis net hier waar die duiwel ons beroof. Alles groei saam met jou op. Jy aanvaar alles, tot jy op hierdie punt kom, dan steel die dief. Dan beroof hy jou. Want dan hardloop jou gedagtes in alle rigting, en jy weet nie, maar Here, hy is dan die seun van God.
spesiaal gebore as die seun van God, spesiaal daar geplaas om 'n prys te betaal. Jy ook uit God gebore. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood het opgewek het, is dieselfde Gees wat in ons woon. So as hy 'n lewende steen vir God is, wat uitverkore en kosbaar is ek en jy ook lewende stene, uitverkore en kosbaar vir God. Met ander woorde, dit sê vir my, ek is nie 'n dienaar nie. Ek is ook nie 'n slaaf nie. Kan jy die konteks kry? Kan ons vanmôre sien waaroor dit gaan? Hierdie seun van God was nie 'n slaaf nie. Hy was ook nie 'n dienaar nie. Hierdie seun, of kom ons sê maar hierdie seun, is ook nie 'n slaaf en hy is ook nie 'n dienaar nie. Hy is die seun van die lewende God, uitverkore en kosbaar vir God. Ek en jy moet net vernuwe word in die gees van my gemoed, dat dit die waarheid is. En dis waar die duiwel ons besteel. Dis waar die ons beroof. Dis waar die duiwel vir jou sê, jy kan nooit so wees nie. Wel, dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Want dis wat ek jou gemaak het. Jy is mos 'n nuwe skepping. En die goeie nuus is dat dit jy is. Die slegte nuus is, jy kan dit wees. En die kerk word die heeltyd beroof. Ek sê die kerk, kom ek sê die kinders van God, word die heeltyd beroof, omdat ons die heeltyd gebrandmerk word as sondaars. Die verskil lê, hierdie een moet toelaat dat hy opgebou word. En dis waar die duiwel ons besteel. Dis waar hy vir ons elke skoot word ons gekortwiek. Want elke skoot sê die duiwel vir jou, jy sal dit nooit bereik nie. Kom ek vanmôre vir jou sê, jy hoef dit nie te bereik nie. Jy hoef dit nie te bereik nie, jy moet aanvaar dat hy jou dit gemaak het. En dis die verskil. Want dit verander jou hele toenadering na God toe. Dit verander jou hele verhouding met God. Ek hoef dit nie te word nie. Ek is dit gemaak. En dis die evangelie. Dis die goeie nuus. Ek is gemaak wat God wil hê ek moet wees. Uitverkore en kosbaar. Nie gelykstaande aan die wêreld nie. Uitverkore en kosbaar. So ek hoef dit nie te bereik nie, of ek moet dit nie bereik deur iets nie. Ek moet aanvaar wat hy my gemaak het. En dit maak die verskil. Dit maak die verskil. As ek na daai versie kyk van Petrus, dan impliseer dit vir my, dat soos wat hy hom uitgekies het, soos ek en jy uitgekies. Laat dit 'n bietjie insink. Soos wat hy uitverkies is, soos ek en jy uitverkies. Luister. Toe hy die aarde betree, was daar niemand wat dit geken het nie. Hy moes gekom het om die koninkryk te openbaar. Ek en jy is daarom in die koninkryk te lewe wat geopenbaar was deur sy lewe. Ek werk nie met God. Ek werk nie met God om 'n posisie te bereik nie. Luister vanmôre asseblief. Ek werk nie met God na 'n posisie toe nie. Ek werk nie om my spelling reg.
Ek werk nie na God of saam met God om 'n posisie te bereik nie. En daarom is my verhouding met God anderste. Ek aanvaar my posisie. En as ek my posisie aanvaar, luister vanmôre in die naam van die Meester, as ek my posisie aanvaar, dan kan God in my lewe inploeg wat hy besit. Laat dit 'n bietjie inploeg, laat dit 'n bietjie insink. Ek werk nie na my posisie toe nie. Ek laat die Gees van God vir my openbaar, dat hierdie posisie van my 'n lewende werklikheid word. En as dit 'n lewende werklikheid word, dan aanvaar ek wat God my beloof het. Dis die evangelie. Evangelie gaan nie oor eendag hemel toe gaan, eendag hel toe gaan nie. Dit gaan om nou geopenbaar te word wat God geskep het as gevolg van die dood van die Here Jesus Christus. Hy sê mos hierso, het die ou mens gesterwe, sodat toe hy opstaan, hy 'n nuwe skepping kon maak. Right? So toe hy hier opstaan, toe staan die nuwe skepping saam met hom op. Die nuwe skepping moes dit net weet, moes dit net hoor, en daarom moes God dienaars stuur om hierdie nuwe skepping inligting te gee wat die goeie nuus is. Die goeie nuus is nie, jy gaan geoordeel word deur God nie. Maar as jy dit nie aanvaar nie, hoe moet God anders te die wêreld oordeel? Ek vra die vraag. Daarom is die skrif baie duidelik. Ons word nie saam met die wêreld geoordeel nie. Die skrif is baie duidelik. Ons word nie saam met die wêreld geoordeel nie. Ja. Ons word nie saam met hierdie wêreld geoordeel nie. Ons word ook nie saam met hulle geoordeel wat nie vernuwe word in die gees van hulle gemoed nie. Ons is waar daar geen veroordeling is nie. Daarom kan die skrif baie duidelik sê, ons kan ons verheug in die dag van oordeel. Die dag van oordeel is, toe die ou mens doodgemaak is en saam met Christus 'n nuwe skepping gemaak is. So ons word nie saam met die wêreld geoordeel nie. So hoekom is jy bang vir 'n wegrapping? Ek verstaan dit nie. Ek is nie van die duisternis nie. Ek en jy is van die lig. Jy is al klaar 'n lewende steen vir God. Jy is al klaar veronderstel, ek en jy, as ons net vernuwe word in die gees van ons gemoed, ek is al klaar 'n huis van God gemaak, waarin heilige offers aan God gebring kan word, waar ek as in 'n verhouding met God staan, en hierdie verhouding met God sê, ek is uitverkore vir God, deur God self, en ek is kosbaar vir God, in sy eie oë. So hoe sal God jou saam met die wêreld oordeel? Ek wil net vanmôre iets in ons wakker maak. So as ek hierdie lewende steen is, soos Christus, wat uit my wese uitkom in my gemeenskap met God, het geen verband met dit nie. Niks, absoluut niks. Dit het geen verband daarmee nie. Here, die liefde van God volmaak geword, sodat wat soos hy is, ek ook in hierdie wêreld kan wees. Is dit nie wat 1 Johannes, en dan sit vir my 'n bietjie 1 Johannes 4:17 op. Here, my verhouding met U is Vader, soos wat hy is ek in hierdie wêreld. Nie soos wat hy was nie, nie soos wat hy sal wees nie, soos wat hy is. Wat is hy? Hy is uitverkore kosbaar vir God, as seun van God, wat sit aan die regterhand van God, waar alles onder sy voete geplaas is. En die Vader,
Dis my verhouding met Vader. Luister daar. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Kan jy die dag van judgment sien? So that as he is, so are we in the world. Hy en ons. Kan jy sien dat hierdie lewende steen en hierdie lewende steen is dieselfde uit God gebore het? Kan jy sien dat hierdie twee het een geword? Kan jy sien dat hierdie gebou is dieselfde gebou? Kan jy sien as hierdie plek is die plek waar God sy intrek geneem het? Kan jy sien daar kan nie 'n skeiding tussen jou en hierdie ene kom nie? Dit het dan een gebou geword. So my verhouding met my Vader is 'n verhouding van Vader. Dankie dat ek 'n erfgenaam van my Vader is en mede-erfgenaam. Ons sit in dieselfde posisie. En nou diskwalifiseer jy jouself. Nou diskwalifiseer jy jouself. Ja, nou diskwalifiseer jy jouself. Want nou sê jy vir jouself, hoe kan ek dit wees? Hy het my dit gemaak. Kan jy die goeie nuus hoor? Hy het my dit gemaak. En toe hy dit gemaak het, toe sê hy, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. My geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het, want hy is soos wat ek hom gemaak het. Julle is baie doodstil en julle kyk my, maar prys God vanmôre. Prys die Here. Met ander woorde, hierdie lewende steen sit aan die regterhand van die Vader. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy's opgewek waar hy sit aan die regterhand van die Vader. Maar wat van hierdie lewende steen? Hy's ook mos opgewek. Hierdie lewende steen sit ook mos dan aan die regterhand van die Vader. En dis wat ek verlede week gesê, die Ou Testament het sê, wie sal my help? Toe sê God, ek self sal my help, ek sal my regterhand uitstuur. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy hier aan die regterhand uitverkore en kosbaar is vir God, wie sal God anders te gebruik en stuur as vir jou? Maar die probleem is, ons laat die ou mens die nuwe skepping beïnvloed. En dis die probleem. Want hierdie skepping is nie gelykstaande aan hierdie wêreld nie. Dis verhewe bo dit. Maar ons laat die ou wêreld vir ons influister en in my oor influister en vir my sê hoe sleg ek eintlik is en hoe ek dit nie gaan maak nie. En daar's baie mense wat vir jou sê jy sal dit nie maak nie. As gevolg van jou oortuiging van jou gemoed gaan hulle vir jou sê jy sal dit nie maak nie. Maar dit gaan nie oor wat mense sê nie, dit gaan oor wat God sê. Die goeie nuus is wat God sê en nie wat mense sê nie. Mense se opinies en die kerk se opinies en die kerk se filosofie en die kerk se oorlewering sal vir jou altyd sê ek sondaar gered deur genade. Ek arme sondaar gered deur genade. Ek is nie 'n arm sondaar nie. Ek het 'n arm sondaar gewees, maar ek bestaan nie meer nie. Wat bestaan is 'n nuwe skepping. En hierdie skepping moet gelyk word aan dit waarvoor God hom daar geplaas het. Luister mooi gou wat sê Galasiërs 1. Dankie Here. Kan jy agterkom? Kan jy vanmôre agterkom dat jou verhouding met God is nie 'n slaafsverhouding nie? Kan jy agterkom vanmôre dat jou verhouding met God is nie 'n dienaarsverhouding nie?
is 'n seun-vader verhouding. En my gebed met God is 'n seun-vader verhouding. Daar's baie keer in jou gebedslewe of in jou stilte tyd of jou geraastyd, soos my vrou altyd sê, waar God vir jou sekere dinge sê, as kind van God, wat op jou lewe van toepassing is. En dan moet jy partykeer sê, Here, is dit werklik so? Want is so al of hierdie skepping dit nie wil glo nie. Want ek maak vir jou groot en ondeurgrondelike dinge bekend wat nooit voorheen bekend gemaak is nie, want daar was niemand aan wie ek dit bekend kon maak nie. Daarom moes ek nuwe skeppings kry, om te kan weet wat in my hart aangaan. En daarom is my verhouding, my gebedslewe, hoe jy dit ook al wil noem, anderste as 'n slaaf en 'n dienaarsne. Want ek deel in die heerlikheid van my Vader. Ek deel in die heerlikheid van my Vader. Ek deel wat in God is, sodat God die kans en die geleentheid kan hê om vir my te sê wat in God is. Jy gaan nou vanmôre vir my sê, geef my skrif daarvoor. Ok, ek gaan vir jou skrif gee. Wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die mens self? Wie weet wat aan God is, behalwe die Gees van God? En ons het nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar ons het die Gees van God gegee wat ons uit genade geskenk is. So wie sal weet wat in God aangaan? As die woord van die Here sê, but you have the mind of Christ. Die ding is, ons beoefen nie dit nie. Ons wil dit nie aanvaar nie. Ons wil nie die plek van autoriteit inneem nie. En daarom sit ons baie keer met die diep wat kom om te steel en te slag en te verwoes. En hy maak sommer net. Luister mooi wat sê Galasiërs 1 vers 11. Waar is ek nou? Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not of the men. Here, laat ons vanmôre net dit in. Want ek het dit ook nie van 'n mens geleer of ontvang nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Ander woorde, hierdie evangelie van die goeie nuus is nie gelykstaande aan enige mens. Hoor jy vanmôre? Die evangelie van die goeie nuus is nie gelykstaande aan 'n mens evangelie nie. Laat dit insink vanmôre. Dis nie 'n evangelie wat na die mens is nie. Dis na die nuwe skepping, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dis nie na die mens nie. Dis na die nuwe skepping gemaak. Alright? Laat dit insink vanmôre, asseblief. For I neither received it of a man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Met ander woorde, Paulus moes as 'n dienaar ook gaan sit en luister en sê, Here, wat wil jy hê, moet ek aan jou nuwe skepings oordra? Want ek kan dit nie van 'n mens ontvang nie, want hierdie skepping is nie aan 'n mens gelykstaande, aan die normale mens nie. Dis nie gelykstaande aan die normale mens van hierdie wêreld nie. Dis iemand wat verhewe is bo wat die menslike insig besit. En daarom moes hy deur 'n openbaring vir die nuwe skepping sê wat sy erfporsie en wat sy posisie is. As jy jou kunskap en jou verhouding met 'n ander mens vergelyk, is jy besig om God te beroof van sy wil. Luister vanmôre, God se wil is 'n nuwe skepping. As jy jou vergelyk met iemand anderste se siening, dan beroof jy God en jy beroof jouself van jou eie erfporsie. Jy is one of a kind. Hoor vanmôre, daar waar jy staan in jou lewe en in jou werk en waar jy ook jy staan alleen, enig van jou soort. En daarom kan ons nie toelaat dat die mens die skepping van God beïnvloed nie, want as jy toelaat dat die mens jou leer,
benadeel jy jou eie posisie in God. Ken jy die stelling van I'm one of a kind? One of a kind. En daarom beroof jy jouself baie keer. Luister, dit is nie 'n mensfilosofie nie. Dis nie 'n kerkse leerstelling nie. Dit is nie die oorlewering van die voorvaders nie. Dis nie 'n voorskrif wat jy navolg nie. Dit is 'n openbaring van God self. Vir wat? OK. Vir wat? Kom ek gaan vir jou ek gaan hierdie versie gebruik en dan gaan ek afsluit want ek sien Romeine 8, vat die hele ding vir jou saam. Romeine hoofstuk 8. Ek weet vanmôre, ek karring in diep goed. Ek weet dit vir 'n feit. Ek karring in goed wat vir die deursnee mens in die kerk nie aanvaarbaar is nie. Ek karring in dit. Want as God iets in jou wakker gemaak het, dan sal God sorg dat dit in vervulling ook gaan. Luister vanmôre, jy sit vanmôre en jy is dalk ontstel oor die woord wat jy hoor, maar God het jou hier geplaas om daai woord te hoor, want God wil iets in jou lewe bereik. Luister vanmôre, in Jesus naam. OK, in vers 27, Romeine hoofstuk 8, vers 27, dink ek. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Kan jy sien hoekom het ons gemeenskap met God, sodat die Gees kan 'n geleentheid kry om vir my te kan openbaar wat in die hart van God aangaan. Want luister, vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Luister vanmôre, na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie kinders van God. Alright? En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So wat beteken daardie verheerliking? Vader, wat beteken daai verheerliking? Soos wat hy is, ek en jy in hierdie wêreld kan wees. Die lewende steen, wat mense verwerp, maar by God uitverkore en kosbaar is, so sal jy ook vir God uitverkore en kosbaar wees, maar vir die mens, na die mens evangelie, is jy 'n aanstoot. Daarom is my verhouding en my gebed met God in 'n ander dimensie. Hoor jy wat ek sê? Dis in 'n ander dimensie as wat hierdie mense sinne was. Dis ook in 'n ander dimensie die filosofie van 'n mens, die gedagte van 'n mens, die leerstelling van 'n kerk, wat die oorlewering van die ou mense, dis in 'n ander dimensie. Dis in 'n dimensie van 'n nuwe skepping wat soos 'n lewende steen opgebou word tot 'n woning van God in die Gees, so waar my Vader is, ek kan wees, en waar ek is, my Vader ook mag wees. En dis die verskil. Sodat net soos die beeld van die eerste lewende steen, ek ook die beeld kan wees, wat soos wat hy is, ek in die wêreld kan wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is op hierdie wêreld geplaas, en jy is onder hierdie evangelie gebring, om uit te staan vir die koninkryk, om vir die mensdom te kan laat verstaan, dat jy is uit God gebore, uit God gebore, nie na die mens nie.
En hy wat uit God gebore is 'n kompleet nuwe skepping. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees van baie broeders of baie kinders van God. Wat wil ek vanmôre vir jou sê, die evangelie van God is 'n ander evangelie as die evangelie wat jy normaalweg gehoor het. Evangelie van God is die goeie nuus wat jou van 'n slaaf 'n seun van God gemaak het. Die goeie nuus van God is dat alles wat die mens nie gekon geregverdig word deur die wet van Moses nie, is jy geregverdig deur die bloed van Jesus Christus om 'n nuwe skepping vir God te wees. Die ou dinge het verbygegaan. Alles is nuut geword. Moenie 'n slaaf word van 'n man se opinie wat nie deur die Gees van God gelei word. Jy hoor wat ek sê. Moenie 'n slaaf word van 'n man se opinie wat nie deur die Gees van God gelei word nie. Die enigste autoriteit in jou lewe moet dit wees wat die Gees in jou lewe lewendig gemaak het. Hoor vanmôre. Wat die Gees van God in ons lewe lewendig geword het, daarvan moet ek aangehoorsaam wees en aan niks anders te nie. Ek het so baie. Kan ek nog een versie lees asseblief? 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1. Ek moet dit vanmôre lees. Anderste 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 en vers 4. En daarby gaan ek afsluit. Ek kan dit vir jou in die Engels lees, jy kan dit in die Afrikaans volg. According as his divine power have given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that have called us unto glory and virtue, whereby are giving unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Hier is dit nie fantasties nie. Having escaped the corruption that's in this world. God het jou uitgeroep. Kom ek gebruik 'n ander taal. God het jou weggeraap van die God het jou weggeraap van die corruption wat in die wêreld is. Het hy jou weggeraap sodat jy sy goddelike natuur deelagtig kan word. Hoor jy vanmôre? I've raptured you out of this world to bring you in a new position. Weggesteel voor almal, sodat jy in 'n nuwe plek en in 'n posisie kan sit. Wag ek vir die wegraping? I've already been raptured. I've already placed in a position of dignity. 'n plek van dignified position. Ek weet nie wat is nou die Afrikaanse woord, ek lees te veel Engels. So he placed me in a dignified place. Hy het my in 'n plek van autoriteit geplaas. Klaar, weggeraap uit die wêreld uit en 'n nuwe skepping gemaak. Om sy goddelike natuur deelagtig te kan wees. Prys God, halleluja. Baie dankie Vader.